Daar's mense wat nie mooi verstaan hoekom maak ek video's nie. En ek dink ek maak video's omdat ek geld verdien. Ek verdien nie 'n sent uit TikTok nie. Ook nie 'n sent uit die YouTube video's nie. So daar kom geen gelde vir my in van TikTok video's en lives nie. Inteendeel, dit kos my baie geld op 'n maand. En dit is maar my brood en my melkgeld want ek is maar op pensioen. Ek maak video's om vir jou 'n profetiese gebeurelyn aan te dui. Dit wil sê, as jy my leringe geluister het, en jy verstaan mooi wat ek vir jou verduidelik het oor die Jode, die VSA, Europa, wie's die ware Israel, wel dan moet daar mos 'n eindtyd gebeurelyn wees, wat dit wat ek vir jou verduidelik, die twee goed moet mos nou gel. Ek kan mos nie hier goed verduidelik en verkondig, en dan lyk die realiteit heeltemal die teenoorgestelde nie. Dan beteken dit, iemand lieg. Ek lieg. So, ek het vir jou 'n gebeurelyn verduidelik. En ek het vir jou verduidelik dat die Joodse staat is die sinagoge van Satan. Hy is die hoer op die dier. En ek het al vir jou verduidelik, die Vatikaan is die dier met die dodelike wond wat herstel het van Openbaring 13. Openbaring 13 is nie Openbaring 17 nie. Reg, dis nie dieselfde groep mense waarvan gepraat word nie. Reg, mense moet dit baie mooi verstaan. So wanneer ek vir jou video's maak, is ek besig om vir jou te verduidelik hoe die realiteit inpas by dit wat ek nou al voorspel het en verduidelik het en geleer het en verkondig het in die laaste 3 jaar. So, nou hier is nou weer stukkies inligting wat ek vir jou gaan bymekaar sit, om vir jou nou te bevestig, dat dit wat ek vir jou gesê het in 2024, my heerlikheid, ons sien dit in vervulling gaan. En ek het gaan sê, nadat God my gewys het, hy het vir my gewys, dit raak so 'n krisis met mannekrag, soldatekrag. Daar's 'n tekort aan soldate in die Jode staat, dat hulle buitengewoon radikaal raak. Die regering gaan van 'n standpunt af uit, as jy praat teen die draft, wel, dan gaan ons jou nie openbaar teregstel. Doodstraf vir jou ou maat. So al skryf jy net 'n artikeltjie en jy's 60 jaar oud en jy's 'n Joodse reporter en nou skryf jy 'n artikeltjie waar jy die regering se draftregulasies kritiseer vir elke man, vrou en kind. Wel dan sleep ons jou daar voor dit plein en ons skiet jou. En ons wys vir almal wat maak ons met oortreders. Nou, ons is nou 2 jaar verder, né? So hoe lyk die realiteit op die grond? Wel interessant. Die IDF, die Joodse weermag, het 'n probleem, want hy het 'n front in Sirië, 'n front in Libanon, 'n front in die Wesbank, 'n front in Gaza. So hy het op hierdie stadium 'n 4-front oorlog. Ek praat nou nie eers van die een teen Iran nie, waaraan hulle so af en toe deelneem nie. Met die gevolg is, as jy so baie oorloë veg oor 'n baie lang tydperk, moet jy soldate hê. Nou die VSA is bevoorreg, hulle is Manasse van die Bybel. En die Bybel sê Manasse sal 'n groot nasie word. En dit is so. Die Amerikaners is wat oor die 300 miljoen, waarvan meer as ten minste die helfte is blank. So hierdie blanke pool, oorwegende blanke pool, het hulle weermag beheer en bestuur, en hulle het oor 'n tydperk van die laaste 70, 80 jaar baie sterk geraak militêr, en toe het hulle die Jode se oorlog hulle begin beklei, hier in die 90's, want toe raak die VSA die enigste superpower in die wêreld, en ons sien dat die Amerikaners na, wat is dit, 10, 20, 30, 35 jaar oorlogsmoeg is, na die feit dat hulle bankrot is, reg. Maar hierdie military industrial complex bly hardloop. Reg. Hy is nie gepla of jy moeg is en of jy PTSD het nie, hulle gaan trek net nog. Die probleem is die Jode het nie genoeg nie. Hulle is maar 9 miljoen in die Joodse staat. So hulle trek van reg oor die wêreld, is daar nou Joodjies wat daar gaan veg. Hy bly in Amerika, maar hy gaan veg nie in die Amerikaanse weermag nie, hy gaan veg in die Joodse weermag. Nou mense sien is dit verraad. So jy kan nie dubbele burgerskap hê nie, dis 'n onding. Hoe dit ook al sy. So hulle het nou tot 'n punt gekom dat die groot hoof van die IDF het gesê, luister, ek het 'n massiewe krisis, ek kan nie aangaan met al hierdie baie oorloë nie, want ek het nie mannekrag nie, so luister 'n bietjie hier.
Now, the top general of Israel's military walked into a cabinet meeting this week. He had a grim warning for the political leadership. He said Israel's military is heading towards a collapse. This is not an exaggeration. Maar daar is 'n groep in die Jode staat wat exempt is. Hy is uitgesonder. Hy hoef nie te gaan militêre diens toe nie. En hierdie ouens is die wat hulle noem die Haredi ultra-orthodox Jews. En hulle is 'n baie sterk groep binne in die Jode staat, want hulle het 'n klomp kinders waar die Jode natuurlik die regering onderhou het. Onthou hulle het gratis medies en gratis verder leer en die Amerikaners betaal vir al die lekker dinge daar aan die welsynstaat van die Jode. En die groot probleem is hierdie Torah studente. Hulle is nou kastige Torah studente. Dit is interessant dat jy nou so die Torah studeer en jy kom nie agter waar is Jesus Christus in die Ou Testament nie. Sies tog. Dan is dit seker nie vir jou gegee nie, want jy's nie 'n skaap nie, jy's 'n bok. Hoe dit ook al sy. Hulle het hierdie krisis gehad, die Haredi Jode, hulle hoef nie diens te doen nie. En dit was vir alle jare so, want hulle leer die Torah, en dit is baie belangrik vir die oorlewing van die Jode staat. Maar nou is daar te veel oorloë, want die Jode is besig met die Greater Israel Project. Onthou ek het jou geleer, hulle is grondhonger. Hulle het net 9 miljoen mense, maar hulle wil die hele Midde-Ooste vat. Feitlik die hele Midde-Ooste, meer as die helfte van die Midde-Ooste. So ja, nou hulle het begin om hierdie Haredi Jode te trek vir hulle te begin draft. En daai ouens daag nie op nie. So, dan word hulle nou, dan stuur jy mos nou die polisie uit om hom te gaan haal. Dit veroorsaak 'n helse krisis, want dan is daar opstande. Hierdie ouens kom by mekaar, gooi met klippe, dans in die strate met hulle lang rokke en hulle snaakse hoedjies en hulle vlegseltjies. Dis lekker man. En dan word die polisie teen hulle ingestuur. Die groot ding is hierdie vreeslike sogenaamde regse regering van Netanyahu is gebou op hierdie Torah ultra-orthodox Jode se dogma, naamlik the Greater Israel Plan, en as hulle nou al hierdie grond gevat het, wel dan gaan hulle Messias terugkom. En wanneer hy terugkom, gaan hy ontslaa raak. Jong, hy gaan oorlog maak teen al wat die Christene is, en hulle gaan hulle almal verpletter. So hulle kan nie wag dat dit gebeur nie. So hoe gouer hulle die grondgebied groter maak, hoe gouer gaan hulle Messias terugkom en van die Jesuskinders ontslaa raak. Interessant, né? So eintlik is hulle Messias dalk, is dit ons antichrist, kan dit wees? My heerlikheid. In elk geval, hoe dit ook al sy, so jy sien nou hierdie ding van groot krisisse, in so mate, dat hier 'n beriggie was, thousands of Haredi ultra-orthodox Jews clashed with Israeli police and stormed a military base to protest the arrest of a draft refuser, exposing Israel's internal crisis over mandatory conscription. Ja, daar word openlik gesê, die IDF kort ten minste ekstra 15 na 20.000 soldate, en teen die spoed wat Hezbollah en Hamas hulle uitmoor, wel gaan hulle heel moontlik meer nodig hê. Nou, hierdie is baie belangrik, want dit het alles te doen met 'n wet wat hulle probeer deurvoer tans in die VSA, wat ek ook oor sal praat. So, nou is daar 'n krisis. Die krisis is, sal ons kies tussen, ons draft almal is gelyk voor die wet, elke ou word gedraft, elke ou gaan doen sy militêre diens van 36 maande, wat is dit, 3 jaar, dis dan lank. Daai ouens kom uit dat hulle PTSD, dan skiet hulle self dood. Dis iets wat baie algemeen begin raak het in die Jode staat, ons sien dit in die VSA ook, van te veel oorlog maak. Reg. En, of gaan ons koalisiemaatjies in die regering tevrede hou, want hulle basis is hierdie ultra-orthodox Jode. Jy sê, jy kan nie al twee hê nie. Jy moet gaan besluit wat gaan jy doen. Want hulle praat nou openlik dat hulle eintlik wil oorlog maak nou teen Turkye en Egipte. מביאים אותי לעוד יחידה ולעוד יחידה ולעוד יחידה, מתזזים אותי בצבא, ואף אחד לא לוקח אחריות, אף אחד לא מטפל בי! ואני מתלונן, אני צועק, אני משתין בלילה מפוסט טראומה! הוא בא אליי והוא אומר לי, למה הרגת אותי? למה הרגת אותי? אתה יכול להפקד ככה ביום אחרי שיש לך ימים כאלה? אתה יכול לאכול? Were their officers aware of the fact that they were shooting kids? I believe that they were all aware. It's starting to come out now. Every day, there are more and more IDF soldiers that are returning home. Again, as I said, when these contractors come home and the adrenaline's gone and you're not in the situation anymore and you have to look yourself in the mirror and those things come back to you that we shouldn't have done that.
We shouldn't have allowed that. Same thing that's happening with these IDF soldiers. They're reservists. They're in there for 90 days. They come home. Almost like clockwork. As they come out of the field and they decompress, they have to look at themselves in the mirror. When you're in there and you're in war, and the fog and friction of war alter your compass, alter your azimuth, your moral compass. And when you step back into society where there's expectations of civilization and that moral compass straightens up again, there's a lot to answer for. It's happening. A lot of the IDF that are there that are serving are coming out and saying, like, yes, we were ordered to shoot the children. By their officers. By their officers, by their units.